Wel, wat 'n voorreg om saam met jou te kan kuier op 'n Dinsdag aand. Vanoggend se dagstukkie, as die storms nie wil stil word nie. En ek wil hê jy moet sommer na hierdie woorde luister voor ons begin en mag dit ook sommer vanaand jou inspireer. Woorde wat ek glo die Here met my oor gepraat het en wat ek neergepen het en ek glo ook juis in hierdie oomblik is dit 'n woorde wat jy moet hoor. Kom ek en jy maak ons harte oop, terwyl almal inskakel en ons hoor wat die Here ook vanaand vir ons wil sê. Vir my Pastor Stef, altyd lekker om saam met jou te kuier. Vanoggend se vanaand se boodskap. Elke storm het 'n vervaldatum. My nommer is daar as jy op die groepe wil kom. Sien uit om u te plaas op ons aanlyn kerk WhatsApp groepe. Ja. God sal jy nooit laat gaan nie. Vir jou wat ingeskakel het, wat deur 'n storm gaan, wat dalk nou deur 'n situasie gaan, elke storm het 'n vervaldatum. Ja, hy is wakker. Yes. Baie welkom. Baie welkom. Kom ons share ook sommer hierdie boodskap vanaand. Lekker dat julle ingeskakel is op 'n Dinsdag. Ja, ons het lekker heen gehad. Alle TikTokers, baie welkom op Facebook, YouTube. Baie lekker om saam met julle almal te kuier vanaand. Yes. Nou ja, dit is besonders. God sal jou nooit ooit laat gaan nie. En elke storm in jou en my lewe het 'n vervaldatum. Vir my Pastor Stef, altyd lekker om saam met jou te kuier. En vanaand, Here, wil ek dankie sê vir u guns, dankie vir u goedheid, dankie vir die voorreg wat ons het om deur 'n dag te kon gaan. Dankie dat ons aan die einde van die dag kan kom en ook so u te kan loof, selfs vir die storms, selfs in die moeilikste van die moeilikste tye. Wil ek ook so bid, Here, dat jy hom en haar oplig. Hulle sal vertroos, hulle sal versterk. En juis in hierdie oomblik, in hierdie sessie vanaand, is my gebed omvou haar met u krag en met u heerlikheid. Dat hy en sy juis nou sal sien, u is in beheer van elke situasie en elke storm. In Jesus se naam. Amen. Ja, vanoggend vroeg hier by 7 uur al in die verkeer gesit. Nou kyk, as jy in Pretoria se verkeer is en dit lyk net of dit wil reën, dan is dit chaos. En terwyl ek so luister na die lied wat ek vanoggend geplaas het op ons sosiale platforms, en ek glo dat jy weet daaruit geestelike kos ontvang uit die boodskappe en uit die liede uit. Luister ek na my eie sang wat ek geskryf het. As die storms nie wil stil raak nie. En dit bring my by storms. Dit het 'n vervaldatum.
Want elkeen van ons het al deur 'n storm gegaan. Of dit nou, jy nou in een is, of jy kom uit een uit, storms van siekte, storm in jou huwelik, storm in jou finansiële situasie, depressie, onsekerheid, jou kinders, hartseer, dood. Maar ek wil vir jou in 'n oomblik sê, hier is 'n bietjie goeie nuus. Geen storm duur vir altyd nie. God het nog nooit 'n storm toegelaat sonder 'n doel, sonder 'n grens en sonder 'n einde nie. Elke storm het 'n einde. En nie waar jy nou is in die stadium van jou lewe en dalk moontlik op die plek hierdie tyd van die jaar, dan voel dit of jy moeg is, jy voel of jy oorlaai is, dit voel of niks uitwerk nie. Die punt is, en ek wil punt nommer 1 by jou uitbring vanaand, om vir jou te sê dat God is in die storm, selfs wanneer jy God nie hoor nie. Klink ongeestelik, maar was jy al in 'n storm en dit voel, almal sien, almal hoor, maar God, waar is U in hierdie storm? Gaan lees in jou eie tyd Matteus 4, daarvan af vers 35 tot vers 21. Want Jesus en die disippels vind hulle self in 'n bootjie en daar breek 'n groot storm los en die disippels is paniekbevange. Hulle stres. As hulle kon 'n chill pilletjie drink, sou hulle enetjie wou gedrink het. En waar is Jesus? Saam met hulle in die boot, maar hy slaap. Die Here se stilte is nie sy afwesigheid nie. En ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. As jy op ons groepe wil kom, my nommer verskyn op die verskillende platforms en ja, jy is meer as welkom om dan sommer net daai nommer te vat, 'n boodskap te stuur en ons laai op ons groepe sodat jy vanaand se boodskap ook kan ontvang en ons dagstukkies. Ek kyk na hierdie storms wat breek om hierdie disippels. En ek dink aan in my lewe, hoeveel keer was daar storms en dan dink ek God is weg. Die Here se stilte beteken nie dat hy dit nie sien nie. Beteken nie dat hy afwesig is nie. En soms voel dit so. Here, sien U, ek is besig om te sink. Here, waarom antwoord U my nie? Here, is U nog daar? Is U nog hier? Here, sien U nie wat aangaan in my huwelik, in my besigheid, in my finansies, in my verhoudings, in my kinders se lewens nie? Here, sien U nie wat aangaan in ons land nie? Maar Jesus was in dieselfde boot, op dieselfde water, in dieselfde storm. Sy teenwoordigheid is 'n groter waarborg as sy onmiddellike ingryping. Dat hy teenwoordig is in hierdie dag en uur, is vir my gemoedsrus. Gee vir my kalmte. En iewers moet ek en jy op 'n plek kan kom om dit te kan toepas. Want jou gebed, wat nog geen antwoord gekry het nie, dit beteken nie dat God van jou vergeet het nie. Maar dit is 'n geleentheid en hier is 'n toepassing wat jy kan doen vir geloof om in aksie te kom. God se stilte is nie sy afstand nie. Dit beteken nie, omdat hy stil is, dat hy weg is nie. God slaap nooit. Maar hy word nie paniekbevange deur jou wat bang raak nie. Hy word nie, hy sien in vrees vasgevang vir dit wat jou paniekerig maak. Dit het jou laat vrees, dit laat God nie vrees nie. God is in beheer en ek besef dat elke storm word gereguleer en jy kan Job 38 gaan lees daar in vers 11
Maar God kom ook en hy sê vir die see, jy weet, tot hier toe mag jy kom, maar nie verder nie. Hy sê, in Job se situasie tot hier toe, maar jy gaan nie verder nie. So die storms kan tot op 'n punt kom. Met ander woorde, selfs jou storms wat jy tans jouself in bevind en wat jy beleef, wil ek vir jou sê, het 'n grens. Geen aanval, geen deurbraak, weerstand, siekte, pyn, of seisoen, of enige swaar kry, kan langer aanhou, as wat God dit toelaat nie. Ek het besef, en ek wil vir jou dit sê, dat God sit 'n einddatum, 'n vervaldatum op jou storm. Nie op jou vyand nie. Maar die duiwel wil hê, jy moet dink, hierdie is permanent. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê, God sit die vervaldatum op jou storm. Nie die vyand nie. Die vyand wil hê, jy moet dink, dis die einde. Dis permanent. Dit sal nooit verander nie. Dit sal altyd maar net so wees. Maar God sê, net tot hier. God sê, net tot nou. God sê, die storms gaan bedaar. Daar is 'n tyd wat God sê, hierdie is genoeg. Hierdie is genoeg. Ek het agtergekom dat storms kom nie om jou te vernietig nie. Jy kan Jakobus 1 gaan lees, daar van vers 2 tot vers 4. Ek het agtergekom in my lewe, dat storms kom om my te vorm. En nou waar jy is, dit voel of dit nie stil raak nie, maar in dit sien die vorming. Wanneer verskeie beproewinge op jou neerkom, wil ek vir jou sê, dit wek volharding. En daarom weet ek dat deur daai maler wat ek gegaan het my gevorm. Dit het my geleer wat volharding beteken. Ek wil jou bemoedig om vir jou te sê vanaand, jy is verder as wat jy was vanoggend, verlede week, verlede jaar. Hy het jou gedra tot hier. Ek het agtergekom dat storms bring geestelike volwassenheid. Wanneer jy toelaat dat die vorming plaasvind en volharding kom deur, weet jy wat gebeur? Jy raak volwasse, jy kry dieper gebedslewe, jy kry dieper insig rondom jou situasie. Jou hart word sagter. Dit het my nederig gemaak. Gisteraand het ek gepraat van sagmoedigheid. Bring nederigheid. Dit laat my toe om in storms, wanneer jy volhard, vertrou jy op God. Jy vertrou net op God. En uit daai storms uit kom 'n getuienis. Ek het agtergekom dat hierdie vorming, hierdie storms, 'n verleentheid word 'n geleentheid. En dan was storms so seer. Was storms nooit doelloos nie. Wanneer God by jou kom stilstaan en jy voel dat storms jou oorweldig, hy laat dit toe. Maar wanneer God 'n storm toelaat, is daar 'n werk in jou. Daar's 'n werk vir jou. Daar's 'n werk deur jou. So God gebruik storms soos 'n smeltoond. Nie om jou te breek nie. En dit voel jou situasie breek jou. Dit is besig om jou te suiwer. Vir baie lank het ek verkeerd gekyk na dinge. Tot ek besef het dat God vir my leer om selfs in die seer, selfs in
die pyn, selfs in die storm, nog steeds hom te geniet. Die oomblik te geniet, Vader te geniet. Storms maak plek vir God se glorie. En jy moet dit nooit uit die oog hou nie. In Johannes 11 sien ek dat Jesus kom daar aan en Lazarus is 4 dae lank al dood. En die mens dink, dis te laat. Jy kyk na jou werk, jy kyk na jou finansies, jy kyk na jou verhoudings, jy kyk na jou huwelik, en jy dink, dis te laat. Dis wat ons mens dink. Martha sê, Here, as iemand net vroeër hier was, Jy sien, hierdie situasie is vir die openbaring van God se heerlikheid, en daarom sê ek altyd, dat uit storms uitkom iets moois, en word iets moois gebore, en dan kom altyd 'n getuienis, en hier kom 'n openbaring, en soms wag God, nie dat omdat God onwillig is nie, maar omdat die wonder nog nie groot genoeg is nie, wanneer God laat lyk, kom hy eintlik op die regte tyd. Wanneer dit net laat lyk, dat hy's laat, hy het vergeet, hy's kwaad, nee, hy kom op die regte tyd. Soms voel dit hy's 'n week laat, hy's 'n maand laat, maar hy's nog altyd op tyd. Ek het daar dinge gegaan en ek het besef dat, en as ek vanaand dit met jou deel, dat jou storms kan omskep word in 'n getuienis, dan wil ek vir jou sê, deur wat ek al in my lewe gegaan het ek geleer. Die resep van oorwinning is om uit jou storm uit te getuig, uit jou storm uit te volhard en vashou vir nog 'n ronde. En nou voel jy moedeloos, jy voel hulpeloos, jy voel jy wil handdoek ingooi, nog 'n ronde. Want uit my seer het ek nie murmureer nie, ek het geleer om in dit te volhard. In dit juis te wag. En deur die wonderwerke, deur die deurbraak, het 'n getuienis gekom. En hier op 'n markplein waar ek en jy daagliks is, het ons 'n getuienis om uit te dra. En hulle kan net na my kyk. Hulle kan net kyk wat ek deurgaan en hoe ek dit hanteer. En of ek die toets slaag of ek kom dryp. En ek wil vandag vir jou sê, ek het geleer dat as jy toetse dryp genoem oor en oor skryf. Ek was op 'n rand, maar God het my gered. Ek was in myself op die einde, maar God het my gered. Ek het gedink, Stef is klaar, maar God het alles gedraai. Sy tyd is die beste tyd. Dokters het gesê, dis oor. God sê, dit is nie. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. 'n Dokter kom en hy sê, dit is klaar met jou. Nee, dit is nie klaar met jou. In storms het ek geleer dat daar's 'n gloriekant aan jou storm, wat jy nog nie gesien het nie. Jy sien dit dalk nie nou raak nie, jy verstaan dalk nie hoekom jy in hierdie seisoen van jou lewe deur sekere goed gegaan het of tans met dinge moet deel. En daar's hartseer. Maar daar's 'n gloriekant ook. Ek wil nog 'n punt by jou los vanaand. Om op 'n plek te kan kom om te leef terwyl jy wag vir die einde van jou storm. En mense hou op leef, mense hou op lag, mense hou op vorentoe beweeg en gooi handdoeke. Dis nie die einde tot God so besluit nie.
En jy lê dalk en jy het jou maar oorgegee aan drank, jy het jou oorgegee aan dwelms, jy het jou oorgegee om handdoek in te gooi en dalk aan slaappille, dalk het jy verval in angs en vrees, in depressie. So kan jy okay te wees, nie? So okay om deur storms te gaan, maar ek gaan bly nie in hy storm nie. Met God gaan ek deur dit. En ek wil vir jou ook sê vandag wat luister, dat daar waar jy nou deur sekere dinge in jou lewe gaan, wat jy nou in dinge sit, daar's 'n einde aan dit. Maar terwyl jy in dit is, moet ons nie fokus op die storm nie, maar ons moet God sien agter die Goliat. Ons moet verby die storm kyk. Wat wil ek vir jou eerstens sê? Hoe jy moet leef terwyl jy in die storm is, anker jouself in God se woord. Wanneer storms jou skud en jou karretjie bietjie rondgooi, hou die woord van God jou stewig. En dit vir my so belangrik is om die woord te ken, die woord te proklameer, naby my te hou, verhouding met God te kan staan, want dis my anker in 'n storm. Dit is juis in hierdie storms waar ek en jy onsself vind, waar ek en jy deur dit gaan, om nie ons getuienis te verloor nie, ook nie die toets te dryp nie, ook nie maar net wil handdoek ingooi nie, maar ons anker in God, anker in sy woord, anker in sy Heilige Gees. En terwyl hierdie storms besig is, wat dit tans is, moet jy in aanbidding bly. Dat dink my aan Paulus, dat dink my aan Josef, dat dink my aan soveel godsmanne, aan Stefanus, wat besig is om te sterf, hulle gooi met klippe, en hy loof nog steeds God. En terwyl jy juis nou voel dat dit die einde is, loof God, aanbid God, want aanbidding verander die atmosfeer van jou hart, voordat dit die atmosfeer van die omstandighede verander. En nou is dit belangrik, hierdie hart, en al hy kan sag word, al hy kan verander, is deur om die woord naby jou te hou, deur om God te aanbid in die moeilike, om God vas te hou. 'n paartjie is besig om te skei, en 'n vrou bel my en sê vir my, ek hou vas, ek gaan dit nie laat gaan nie, ek gaan nie toelaat dat die duiwel kom roof en kom steel nie, ten spyte van foute, ten spyte van aanslag, hierdie huwelik sal dit maak. Sy het 'n keuse gemaak, om in aanbidding te veg voor God. In aanbidding op te staan teen die vyand. Ek het ook agtergekom dat storms maak dat ons baie keer wil alleen raak. Dat ons stemme stil raak. Jy moenie wegstap van gemeenskap nie, want storms is gevaarlik wanneer jy alleen is. Kry iemand wat saam met jou kan bid, kry iemand wat saam met jou kan staan. Neem vrymoedigheid. Om deur hy storm te kom is om in dit lewe te spreek en nie dood te spreek nie. So in dit hou ek die woord naby my. Ek bly in aanbidding. Ek kry iemand wat saam met my in die gees staan. En ek kom op 'n plek om lewe te spreek wat dood gespreek is, en ek laat net toe, en ek kies vandag, en jy moet 'n keuse maak, om lewe te spreek, terwyl jy deur hierdie gaan. Ek wil vir jou sê, jou storms besig om te draai, God is getrou, jou en my verhaal, eindig nie hier nie. Hierdie is nie die einde nie. In 'n storm moet jy gefokus bly. En dis nou tyd dat jy gefokus bly en jou oë op
Jesus Christus te hou. Soos Petrus op die water. As jy kyk na die wind, gaan jy sink. As jy kyk na Jesus, dan stap jy na hom toe. En nou in jou swaar kry, in jou tranedal, in jou dal van doodskaduwee, bly gefokus. Ek het geleer om vas te staan, glo vas. Jou storm het 'n vervaldatum. Gaan lees Psalm 30 wanneer jy tydjie het, daai vers 6. En ek wil juis ook by hierdie punt vir jou kom sê dat as ek hierna kyk, dan raak ek opgewonde, want daar's 'n vervaldatum aan alles. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Nag het 'n begin. Nag het ook 'n einde. Storms het 'n begin. Storms het ook 'n einde. Daar's 'n vervaldatum. God het al klaar die dag vasgestel wanneer die deurbraak kom, wanneer verhoudings genees, wanneer die hartseer lig, wanneer jou antwoord arriveer, wanneer vrede terugkeer, wanneer die pad oopgaan en wanneer wonde gesond word. 'n Storm moet hom uithoed. Elke storm het 'n datum waarop dit moet ophou. God werk nie in chaos nie. Hy werk in seisoene. En weet jy wat, ek wil vanoggend vanaand vir jou sê, seisoene verander. Seisoene verander. Ek moet juis ook in my storms op 'n plek aankom om oorwinning te kry. En God wil vir elkeen van ons vandag sê, moenie opgee nie, moenie wegloop nie, moenie dink, ek die Here jou God, het van jou vergeet nie. Jou storm het 'n vervaldatum. Op my tyd, op my manier, sal ek dit kom stil maak. Uit dit uit kom getuienis. Uit dit uit kom die mooi, die deurbraak. Ek wil, waar jy nou luister op TikTok en op Facebook en op YouTube, vir jou sê dat God het dit. Sy oog is op jou. En terwyl jy gehoor het wat ek bedien het nou, kom in oorwinning. Kom op 'n plek om te fokus. Aanbid God. Loof God uit jou tronksel uit. Uit jou put uit jou leeukuil uit van omstandighede, uit jou vuuroond van seer ervarings, uit jou flentershart. Hou goeie moed. Here, ek kom juis in hierdie oomblik om saam met hom en haar te kom bid. Dankie dat U elkeen van ons se storms kom stil maak. Dankie, Here, vir U teenwoordigheid in hierdie seisoen waar ek myself tans in bevind. Ons vertrou vandag dat U einde gemaak het aan die storms wat ons gedagtes, ons families, Here, wat ons finansies en wat ons harte aanval en ons uitmekaar wil breek. Ons kom elkeen vanaand en vandag en ons verklaar, U is groter as die wind.
U is groter as die golwe. U is sterker as die storms. U is groter as hierdie innerlike vrees. Here, laat U vrede kom. Here, laat U glorie kom. En ons nie uitmis op dit wat U vir ons instoor het. Dankie vir my vervaldatum, vir hierdie storm. Dankie dat die tyd volmaak is. Ek bely, Here, dat ek baie dae mismoedig en ongelowig was. Maar juis nou, Here God, bring ek hierdie storms en ek los dit in U hande by U voete en ek maak klaar met dit in Jesus se naam. Amen. Stap in oorwinning. Stap in deurbraak, stap in geloof. Geniet die volheid van God. En as hierdie storms en dinge woed, hou goeie moed. Hou goeie moed. My lekker gewees om saam met jou te kuier. Ek glo, môre is middel van die week. Sien uit om saam met jou te kuier, 8uur, môre aand, selfde tyd. Onthou om nie altyd maar te wag vir 'n notification nie. Maar gaan sommer maar net na die page toe en jy sal sommer op die blad, jy weet, die boodskap sien van 8uur af. Maar altyd lekker om saam met jou te kuier en dankie vir elkeen se gebede. Dit gaan besonders goed met Karen. Nog pyn, donderdag verwyder al hierdie steke. Maar die Here is in elke saak. En ek wil vir jou ook sê, jou saak, jou storm het 'n vervaldatum. Hou goeie moed. Staan op vir nog 'n ronde. Vir my Pastor Stef, altyd lekker om saam met jou te kuier. Goedheid en guns. Sien môre. God bless.